Die IUPAC-naam van 'n verbinding met molekulêre formule C7H14O2 is, die korrekte antwoord is D, heptanosuur. Ons kan onmiddellik B en C elimineer. Heptan 1-ol en heptan 2-ol is posisionele isomere van mekaar. Die hidroksielgroep in heptan 1-ol is op die eerste koolstof en by heptan 2-ol is die hidroksielgroep op die tweede koolstof. Hulle gaan met ander woorde dieselfde molekulêre formules hê, maar die posisie van die hidroksielgroep verskil. So dis een rede hoekom ons B en C somme onmiddellik kan elimineer. Maar daar's 'n ander manier ook. Onthou vir die alkohole, hoe onthou ons hulle algemene formule? Dit is die van 'n alkaan, en wat is 'n alkaan se algemene formule? CnH2n plus 2. Dis 'n alkaan, en wat doen ons? Ons sit 'n suurstof by. So kom ons vat nou 7 en vervang dit in hierdie geval net in. So dit sal wees C7H, 2 maal 7 is 14 plus 2 is 16 O. So 14 versus 16, daar's te veel waterstowwe, en tweedens, daar is net een suurstof. So, ons weet met ander woorde, B en C is uit. Goed, nou kyk ons na heptanaal. Heptanaal is 'n aldehied, en die funksionele groep van die aldehiede is CHO. Daar's net een suurstof, en gevolglik laat dit ons dan met D, die heptanosuur, COOH. Ons weet daar's 2 suurstowwe, en daar in ons molekulêre formule is daar ook 2 suurstowwe. Nou hier sien jy die struktuurformule van heptanosuur. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koolstowwe. Jy kan jou waterstowwe gaan tel, jy sien daar is 14 van hulle, en daar's ons 1, 2 suurstowwe. Dit is natuurlik die lang pad as jy die struktuurformule self gaan teken. Of jy kan onthou, waar die alkohole 'n alkaan plus 1 suurstof is, weet ons dat die karboksielsure is 'n alkeen plus 2 suurstowwe. So die algemene formule vir 'n karboksielsuur sal wees CnH2nO2. Kom ons vervang 'n 7 daarin, so dit gaan wees C7H, 2 maal 7 is 14 O2, en dit is presies die molekulêre formule wat ons moes vind.